goed, jaar 2 is. Kan julle glo, hier is ons alweer by die tweede kwartaal se einde. Kom ons gaan gou deur die afbakening vir die eksamen. Die eksamen wat Vrydag die 6de Junie is. As jy jou afbakening voor jou het, sal jy sien dat ons oor kwartaal 1 en kwartaal 2 se werk skryf. Ek gaan net gou vinnig deur van die werk gaan wat ons in kwartaal 1 gedoen het, want julle het seker al bietjie van dit vergeet. En nommer 2, ons gaan oor elke liewe ding wat ons in kwartaal 1 geskryf het, weer skryf nie. So, kom ons gaan kyk gou. In jou boek, as jy gaan kyk na plekwaardes en getal, hierdie eerste aktiwiteit, plekwaardes, rangskik en tel. As jy gaan kyk na hierdie ene, by aktiwiteit 1, sal jy sien, dit is waar, so hierdie aktiwiteit moet jy daarom verstaan, watter plekke, jy moet weet dat hierdie 0 staan in die honderde se plek en sy waarde is 0. Aktiwiteit 1.2, hierdie waar ons die paskolom A by kolom B, waar jy die goed in woorde moes sit het, dit hoef jy nie te leer nie. As ons gaan kyk na aktiwiteit 1.4, waar jy die getalle in uitgebreide notasie moet skryf, hierdie moet jy kan doen. Onthou, hoe breek jy op 52, as ek dit opbreek is dit 50 plus 2, want daar is 1 en daar is 10, so dit is 50 plus 2, en dan 1.5 moet jy hulle weer by mekaar kan sit, en daar moet jy onthou, dat elke ene plekwaarde het. As ek byvoorbeeld kyk na 1.5e, ek vat dit gou nader vir jou, 1.5, 1.5a is maklik, want hy het honderde, tiene en ene. Maar as jy byvoorbeeld gaan kyk na nommer B, dan moet jy raak sien dat daai 10e plek nie daar is nie, en dis kom ek 'n 0 daar het, wat 1203 maak, en nie 1230 nie. So kyk na daai ene, onthou wat jy daar moet doen. As ek verder gaan kyk op my lys, dan moet jy, so dit is numeriese vorm wat ons nou net gedoen het. As jy gaan kyk na die volgende ene, moet jy gaan invul kleiner of groter as, en dit is hierdie volgende oefening. Jy moet weet watter van hierdie simbole is kleiner as en watter ene is groter as, watter ene obviously is gelyk aan. Dan die volgende ene moet jy hulle kan rangskik in stygende en dalende volgorde. Onthou, stygende beteken van klein na groot en dalende beteken van groot na klein. So jy moet reg kan wees om enige 2 van daai te kan doen. As jy in die eksamen kom en ek gee dit vir jou so, dan hoef jy dit weer eens net te nommer. As dit vir jou makliker is, kan jy hulle uitskryf. Dan gaan ons kyk na aktiwiteit 2. So aktiwiteit 1.9 is gewone optel en aftrek. Jy kan dit oefen met 'n sakrekenaar, net dat jy mooi op datum kan kom daarmee. So aktiwiteit 2, die hele aktiwiteit 2, as jy kyk na jou afbakening, die hele aktiwiteit 2, hierso is hy, gaan oorgee met die getalle afrond tot die naaste 10, 100 en 1000. So as ek net gou vir jou weer kan herinner, onthou, as ek afrond na die naaste 10 toe, dan gaan ek kyk, is my getalletjie, het ek 5 of minder as 5 of meer as 5. So as ek 5 het, gaan daai ene 'n 3 word. As ek 6, 7, 8, 9 het, gaan hy ook 'n 3 word. As dit kleiner is as 5, dan gaan hy so bly. Soos byvoorbeeld by nommer B, sal jy sien, ek kyk net na die laaste ene, ek kyk na 1 getal na die syfer, want 10 het 1, 0. Dan kyk ek, 2 is kleiner as 5, so daai enetjie gaan nie verander nie, hy gaan net so bly. As ek kyk na rondaf na die naaste 100 toe, dan moet ek gaan kyk na 50, want 100 het 2 nulle, so ek gaan kyk na die laaste 2 getalle. So as daai getal 92 is groter as 50, so die 8 gaan 'n 9 word en daai nulle kom daar.
As ek byvoorbeeld kyk na een van hierdie getalle soos by nommer D, daai laaste 2 is 11, dis kleiner as 50, so daai gaan 'n 1 bly en dan kry jy die 2 nulle. So hou dit in gedagte. Maar jy moet dit in hierdie tyd al kan doen, so ek gaan net baie vinnig hieroor. As ons kyk na duisende, as ek afrond na die naaste 1000, daar's 3 nulle, ek moet na 3 syfers daar kyk, 325 is kleiner as 500, so daai 6 gaan net so bly, dan met jou 3 nulle. As ek kyk na nommer C byvoorbeeld, 551 is groter as 500, so daai 4 gaan 'n 5 word en dan die 3 nulle. Dan sal jy sien, ek het ook vir jou gesê, jy moet deur die hersieningsoefening van kwartaal 1 werk, dit is hierdie aktiwiteit 3, kom ons merk net gou af, ons het 1, 2 en 3 nou al deur gegaan. Hierdie hersieningsaktiwiteit van jou, as jy deur hom gaan en jy hom bietjie gaan oefen, dan gaan jy sien, dis 'n baie goeie oefening vir jou, net om weer te onthou, en onthou jy hierdie memo van hierdie, ons het dit gemerk, dan kan jy sien wat jy moet doen, so dit is 'n goeie oefening, net om bietjie weer alles te oefen. Dan as ons kyk na aktiwiteit 4, aktiwiteit 4 op jou afbakening sê, jy moet kan optel en aftrek 5 syfergetalle, en dan moet jy ook die woordsomme van dit doen. So as ons dan gaan kyk na aktiwiteit 4, sal jy sien, hierdie gaan jy alles met 'n sakrekenaar doen. Hierdie is alles met 'n sakrekenaar, so jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, jy mag 'n sakrekenaar in eksamen ook gebruik. Jy moet net baie mooi seker maak hoe jy dit intik. Onthou wat ek vir jou gesê het, as jy goed intik, dan moet jy baie mooi kyk, laat jou sakrekenaar langs jou is, en dat jy nie die sakrekenaar met die duime druk nie, maar met jou wysvinger, sodat jou ander wysvinger kan volg wat dit is wat jy moet volgende intik. Kom ons sal kyk gou na die woordsomme. By aktiwiteit 4.4 se woordsomme, hierdie moet jy ook kan, weet hulle vir jou merk, hierdie moet jy ook kan doen. So oefen maar van hierdie woordsomme, onthou hoe jy dit moet doen. Jy moet gaan kyk, wat is die keywords hierin, om te weet, moet ek plus of moet ek minus, so jy moet baie mooi gaan kyk, wat is die sleutelwoorde, en dan moet jy onthou met 'n woordsom. 'n Woordsom het woorde in die antwoord. So aan die einde moet ek gaan kyk, waar is my vraagie, want dit sê vir my, wat moet in my antwoord staan. Soos byvoorbeeld nommer A wat sê, hoeveel materiaal het ek altesaam oor? So in my antwoord moet daar dan wees, soveel materiaal het ek oor. So gaan oefen hierdie somme ook, al hierdie woordsomme. Dan kom ons by aktiwiteit 5, wat veelvoude is. Onthou gou weer, wat is veelvoude? Veelvoude is wanneer ek tel in 2's, of ek tel in 3's, of ek tel in 6'e, hoe dit ook al sy, en jy onthou hoe ek vir jou gewys het, jy dit met jou sakrekenaar kan doen. Dan moet jy gou kyk na die woord, so, die KGV rondom dit. Aktiwiteit 5, kom ons merk net gou hierso op aktiwiteit 4 het ons al deurgegaan. Aktiwiteit moet jy weet, veelvoude, waarvoor staan die afkorting KGV, en jy moet die KGV van 2 getalle kan bepaal. So KGV moet jy weet, dis die kleinste gemeene of dieselfde veelvoud. As ek vir jou 2 getalle gee, en ek sê vir jou bepaal die KGV, onthou gou hoe doen ons dit mee? Hoe doen ons dit weer? Ek kyk na 3, veelvoude van 3, dan tel ek 3, 6, 9, 12, 15. Onthou om met daai getal te begin, anders gaan jy hom dalk verloor, en dan is hy al die tyd die KGV gewees. Dan 4, se veelvoude is 4, 8, 12, en dan moet ek gaan kyk, watter een is dieselfde. So in hierdie geval was 12 dieselfde, as ek nog aan sal ek sien, gaan die ander getalle wees wat dieselfde is, maar die kleinste ene wat ek heel eerste kry, is 12. So maak net seker dat jy dan weet hoe doen ons die KGV. Goed, dan kyk ons na aktiwiteit 6. Aktiwiteit 6 is verdubbel en halveer. Jy moet onthou dat verdubbel
Verdubbel beteken, ek het dit vir jou in jou boek ook geskryf, onthou, verdubbel beteken ek maal met 2. Halveer beteken ek deel deur 2. So hier moet jy gaan kyk, jy kan dit met jou sakrekenaar doen, jy hoef dit nie so hierdie lang manier wat ons gedoen het om dit so op te breek, jy hoef dit nie so te doen nie. So in jou sakrekenaar gaan jy dood eenvoudig, so 2, 3, 3, 5, in hierdie geval is dit verdubbel, so maal met 2, en dan as dit halveer is, gedeel deur 2. Goed, so dit is dan tot waar jy moet leer vir kwartaal 1 se werk, gaan tot by hierdie verdubbel en halveer, en ek gaan nie vir jou woordsomme daaroor vra nie, so jy hoef nie oor die woordsomme wat dit betref vreeslik te stres nie, maar jy gaan moet kyk na byvoorbeeld, ek kan vir jou weer so 'n grid vra, waar jy goed met halveer aan die een kant en verdubbel aan die ander kant. So onthou nou net mooi, as jy dit verdubbel, maal ek dit met 2. As ek dit halveer, deel ek dit deur 2. Goed, dan kom ons by kwartaal 2 se werk. Kom ons blaai aan. Goed, kwartaal 2. By kwartaal 2 begin ons met aktiwiteit 9, wat sê Bodmas, Hendrik van der Merwe, plant mielies, onthou waarvoor elkeen is staan. Hakies van, deel, maal, plus en minus. Ek gaan nie vir jou hierdie in eksamen gee nie. Jy moet weet waarvoor dit staan. Jy moet weet dat wanneer ek klomp goed by mekaar het, plus, maal, minus en deel, alles die mekaar het, dan moet jy weet, daar's 'n sekere volgorde waarin ek dit moet doen. Ek moet eers gaan kyk, het ek hakies? Kom ons doen hierdie voorbeeld gou. Kom ons kyk na byvoorbeeld hierdie som nommer C. As ek sê, hier moet ek self vir my afvra, goed, het ek hakies? Ja, ek moet hakies, so ek moet dit eers doen. Hierdie gaan ek dan net so los, 32 plus 4, minus, en dan 13 minus 4 gaan ek met my sakrekenaar uitwerk, kry ek, dit is 9. Nou, as daar net plus en minus staan, dan al wat ek doen is, ek sleutel in wat voor my staan. 32 plus 4 minus 9, kry ek 27, en dis dan my finale antwoord. As ek na 'n groter som moet kyk, waar ek nou maal en deel op het, onthou, ek moet hakies eers doen in hierdie geval, 30, dan kom die maal 5, ek skryf die res van hulle net so neer, dan kyk ek weer, wat moet ek eers doen, en volgens Hendrik van der Merwe moet ek dan deel doen, en dis hoekom ek daai in hakies gesit het, vir myself om te onthou, dan moet ek dit volgende doen. So die 30 maal 5 het ek net so geskryf, plus 100, minus 5 gedeeld deur 5 is 1. Nou kyk ek weer, Hendrik van der Merwe, as ek kyk, dan sal ek sien, nou het ek maal wat ek eers moet doen. Sit hom in hakies, 30 maal 5 is 150 plus 100 minus 1, en dan weet ek, as ek my sakrekenaar gebruik, dis net plus en minus, so kan ek net van links na regs insleutel, en dan gaan ek kry 249. Goed, dan kom ons by breuke. Jy moet weet, breuke, kry ek die verskillende soorte breuke, ek kry 'n egte breuk, 'n onegte breuk en 'n gemengde getal. 'n Egte breuk is wanneer hierdie getalletjie hierbo kleiner is as die onderste getalletjie. Kom ek zoom 'n bietjie in dat jy kan beter sien. Die boonste getal is die teller, die onderste getal is die noemer. Ek moet, as dit 'n egte breuk is die teller kleiner as die noemer. As dit 'n onegte breuk is dit net omgekeerd. Dan is die boonste getal, die teller, groter as die onderste getal. En dan kry ek gemengde getalle, waar ek 'n heel getal het, en 'n egte breuk deur mekaar. So jy moet weet, watter breuk is watter ene, en onthou julle, in die assessering, het ek dit vir jou so gevra, in 'n paskolom A by kolom B, so jy moet weet, 'n egte breuk, wat is 'n egte breuk? Hierdie ene is 'n egte breuk, so hierdie ene is nommer 3,
So jy moet baie mooi kyk na dit. 'n Teller byvoorbeeld by D. Teller is die getal wat bo die lyn is. So dis hoekom daar staan die getal bo die lyn. So hierdie nommer D is die getal bo die lyn is 2. Goed, so onthou, jy moet die breuke ken, presies weet watter is 'n teller, watter is 'n noemer en die verskillende breuke. Dan gaan ons kyk, so dit is nou die breuke. En dit is waar ek vir jou sê, egte en onegte breuke, gemengde getalle, en dan moet jy die teller en die noemer, daai terme kan verstaan. Jy moet weet, jy moet breuke kan identifiseer, jy moet weet hoe lyk die breuk, watter ene is watter ene. As jy omblaai, dan sal jy sien, skryf die breuk van die ingekleurde gedeeltes, kleur die vorms in volgens die breuk. Jy het dit in die toets ook gehad, waar ek vir jou hierdie somme gegee het. Soos by aktiwiteit 1.2, onthou 1, 2, 3, 4 is wat vir my noem hoe groot my stukke is. Ek het kwarte. En hoeveel van hulle is ingekleur is 1. Party van julle het in die toets vir my net daai boonste getalletjie gegee. Dan het jy punte verloor, omdat jy nie vir my die hele breuk gegee het nie. So jy moet, as ons kyk byvoorbeeld na nommer G, as jy tel, gaan jy sien, daar 7 stukke. Maak vir jouself 'n plekkie waar jy begin tel, en sê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laat jy hom nie weer tel nie. So hoeveel stukke is daar? 7. Hoeveel van hulle is ingekleur? 3 van hulle is ingekleur. So jy moet baie mooi kyk daar, maar jy moet dit ook kan doen. Dan, die teenoorgestelde van dit is soos byvoorbeeld by aktiwiteit 2.3, waar ek vir jou die breuk gee en jy moet dit vir my inkleur. So ek kan die teenoorgestelde ook vir jou vra. So hierdie ene is nou, hier het ek nou ekwivalente breuke gevra, maar as ek net na daai kant kyk, dan sal jy sien, as ek vir jou daai ene gee en ek sê vir jou 'n derde, die stukke dele is 3, hoeveel van hulle moet ek inkleur? Ek moet 1 van daai derdes inkleur. Goed, dan kom ons by ekwivalente breuke. Wat beteken die woord ekwivalent? Hier het ek dit vir jou neergeskryf. Ekwivalente beteken dieselfde, gelyk aan. So die breuke lyk asof hulle verskillend is, maar hulle is nie verskillend nie, want die grootte van die totale pizza bly nog steeds dieselfde. So as ons dan gaan kyk na, in jou boek het ons gedoen aktiwiteit 2.4. Onthou hoe het ons dit gedoen? As ek na hierdie voorbeeld kyk, kom ek doen gou vir jou sommer een van hierdie wat in die boek is net weer. 2 op iets is gelyk aan 8 op 4. So wat gaan ek doen? Ek moet sê, waar het ek al twee die getalle? Ek het hier al twee die getalle en ek het hier al twee die getalle. So dis waar ek gaan moet begin. Hoe het ek van die 8 na die 2 toe gegaan? Ek sê 8, kan jy sien op my sakrekenaar, 8 gedeel deur 2 is gelyk aan, die getal waarmee ek moet werk is 4. So hoe het ek by hom uitgegaan? Ek het gedeel deur 4 en wat ek bo doen moet ek onder doen. Goed, 8 gedeel deur 4 is 2. Dan moet ek dit onder doen. 4 gedeel deur 4 is 1. So wat is die getal wat ek daar soek? 1. Jy gaan 'n halfpunt kry vir die regte antwoord en 'n halfpunt vir die gedeel deur 4. In die toets het jy 'n hele punt gekry vir dit, maar in die eksamen gaan jy tel hulle 'n bietjie minder. Goed, so dit is ekwivalente breuke. Onthou, jy kan dit ook kry waar 3 getalle in 'n ry het, soos hierso by K. As ek sê 6 op 7 is gelyk aan 18 op iets is gelyk aan iets op 35. Al wat ek doen is, ek druk eers hierdie ene dood. Goed, hierso is hy.
Ek druk eers hierdie ene dood, die tweede gedeelte van die som. So as ek nou net hierdie ene gaan doen, dan gaan ek sê 6 maal wat gee vir my 18. Hoe kry ek daai antwoord? Ek sê 18 gedeel deur 6, dan kry ek goed. Dit is 3. So wat moet ek hier doen? Ek moet maal met 3. Wat ek onder doen, moet ek bo doen. 7 maal 3 is 21. Nou gaan ek hierdie ene toedruk en die volgende som doen. So as ek sê 6 op 7 is gelyk aan iets op het ek nou geskryf 38, maar dit is 35, ekskuus, 35. So dan gaan ek sê, waar begin ek? Waar ek 2 het en waar ek 2 het, nee. So 35, 7 maal wat gee vir my 35? Hoe vind ek dit uit? 35 gedeel deur 7 is 5. So waarmee moet ek maal hier? 7 maal 5, moet ek onder doen, moet ek bo doen, 6 maal 5 is 30, so my breek is 30 op 35. So al hierdie breuke is gelyk aan mekaar. Dan kom dit by vereenvoudiging. Onthou, hierdie vereenvoudiging is alles deel van ekwivalente breuke. So jy moet dit ook kan doen. Onthou, as ek vereenvoudig, het ek vir jou gesê, dan weet ek, as ek die woordjie vereenvoudig sien, dan weet ek moet deel. So, as ek hierdie getal byvoorbeeld het, nommer A, onthou ek het vir jou gesê, as ek 3 uit 3 op 15 het, dit is vir my baie moeilik om 'n pizza in sulke klein dele te deel. So wat gaan ek doen? Ek wil weet, nee man, daar moet 'n makliker manier wees om groter stukke te hê. So waar kan ek bo en onder mee deel? So onthou ek begin sommer by die getal homself gewoonlik, nee. En dan as daar kleiner is, dan weet ek, hulle gaan in elk geval daarin kan deel, as dit uitwerk. So die grootste ene wat daarin kan deel is in hierdie geval 3. 3 gedeel deur 3 is 1 en 15 gedeel deur 3 is 5. Onthou watter een druk jy eerste in. 15 gedeel deur 3 is gelyk aan. Jy kan nie sê 3 gedeel deur 15 nie, dan gaan jy nie die regte antwoord kry nie. So dis 15 gedeel deur 3. Tik net in jou sakrekenaar in wat voor jou staan. Goed, so dit is om terme te vereenvoudig. Dan het ons gekom waar jy breuke moet herlei. So jy moet, in hierdie geval, moet jy gemengde getalle, gemengde breuke, moet jy vat na onegte breuk. So hier kan jy sien het ek 'n gemengde getal. So ons het 'n shortcut vir julle gewys waar ek sê 6 en 7 op 10. Ek moet eers maal en dan gaan ek plus. OK? So 10 maal 6 is 60 plus 7 is 67 op 10. As jy dit die kort manier wil doen. Anders kan jy gaan kyk na die voorbeeld, dis presies wat ons hier gedoen het. So dis 67 op 10. En hierdie is 'n onegte breuk want die boonste getal, die teller, is groter as die noemer. Dan die teenoorgestelde van dit, as ek nou moet onegte breuke gaan herlei na gemengde getalle toe. Dan gaan kyk ek na hierdie getal byvoorbeeld, sien jy die boonste getal is groter as die onderste een, dis 'n onegte breuk en ek wil hom vat na 'n getal toe waar daar heeltes is. So, wat gaan ek doen op my sakrekenaar? Onthou, wat beteken hierdie streep beteken wat? Gedeel deur. So, 44 gedeel deur 3 is gelyk aan 14,6666. Onthou, ek soek net daai 14, ek wil net weet wat is die heel getal. So dis waar ek aan daai 14 kom. So wat moet ek nou doen? Ek moet nou gaan maal weer, 14 maal 3, maar dan moet ek minus. So hierso het ek is gelyk aan 14, 14 maal met 3, 14
maal met 3 is gelyk aan 42 en hierbo moet ek dit minus. So 44 minus 42, 44 minus 42 is 2 en dis waar kom aan daai 2, so dis 2 op en wat is my breek? 3. So dis waar kan daai ene kom, né? Daai ene bly net elke keer dieselfde getal onder. So dit is die twee verskillendes as ek van 'n onegte breek na gemengde getalle toe gaan, wil ek daai gemengde getal hê en die vorige ene is as ek van gemengde getalle herlei na 'n onegte breek toe. Dit is wanneer ek net maal en plus. Die ander ene is deel, maal en dan minus. Jy moet dit onthou. Hierdie ene is deel, maal en minus. Dan as jy gaan kyk op jou afbakening, die heel laaste ene, optel en aftrek van breuke met dieselfde noemer, is die laaste stukkie wat ons gedoen het, aktiwiteit 5 en 6. So, ek jok aktiwiteit 6 en 7. So, by aktiwiteit 6 was dit, het ons opgetel. Onthou, hulle is al twee dieselfde, dan het ek vir jou gesê, mag ek appels en appels by mekaar tel? Ja, ek mag. Ek gaan nie daai twee by mekaar tel nie, want daai sê net vir my wat se soort ek het, nee. So dit besef, wat is my appels? My appels is 5. 2 plus 1 is 3. Hierdie enetjie, as ek na hom gaan kyk, nommer C, werk ek met appels? Ja, hulle is dieselfde, so ek het 13. My appels is 13. 7 plus 4 is 11 en daar is my antwoord. Dieselfde geld met minus. Kom ons kyk na nommer C. Al twee, my noemers is dieselfde, so mag ek hulle van mekaar minus? Ja, dan sê ek goed, dit is wat hoe my appels lyk, né? Hulle is 6. 4 minus 1 is 3. So gaan, moenie dink hierdie goed, dis maklik, ek kan dit sommer net so lees en dan verstaan ek dit nie. Gaan oefen 'n paar van hulle, want dit is wat gaan maak of jy dit kan doen of nie. Dan die laaste stukkie op jou afbakening wat baie belangrik is, wat ek vir jou sê, is jy moet gaan deur assessering 1.1 van kwartaal 1 werk en assessering 2.1 van kwartaal 2. Dit was die 2 klastoetse wat jy geskryf het. Assessering 2, moet jy asseblief, ek het, sal vir julle 'n memo ook gee, dat jy kan sien wat presies die antwoorde het. So by albei van hierdie assesserings het jy die assessering en die memo en dan moet jy dit asseblief gaan oefen. En dit lyk of dit nie baie werk is nie en ons het eintlik baie vinnig hierdeur gegaan, maar ek wil weer vir jou sê, jy moet asseblief 'n pen en papier vat en hierdie goed en dit gaan oefen. Jy moet, en dit help nie, skryf dit net af nie. Jy moet 'n sommetjie gaan neerskryf en hom gaan doen en kyk of jy hom kan doen sonder om in die boek te gaan skryf. En dan moet jy onthou met die sakrekenaar, as jy jou sakrekenaar gekry het, moet jy hom agter reset voordat jy begin, sodat hy nie vir jou allerhande vreemde goeders gee nie. Anders gaan jy foute maak. So ja, kan julle glo jaar 2 is, hierso is dit nou al 'n halfpad deur. Baie van julle het intussen 16 geword, so julle is nou nie meer babas nie. So asseblief gaan leer hard en dan hou ons duim vas en ons hoop julle gaan goed skryf en mag julle veilig wees. Lief vir julle, hoor.